hierdie is ons eerste podcast wat ek doen en ek wou jou spesiaal gebruik. Voel geëerd. Vir 'n eerste keer. Ja. Sê bietjie vir my, jy kom uit 'n atletiek agtergrond uit. Waar kom jou liefde vandaan? Ek dink vandat ek kan onthou wou ek goed doen en dit vinnig raak kry, vinnig doen. So as my ma my gestuur het om te gaan brood koop by die kafee, dit was so 'n blok van ons huis af, het ek gehardloop soontoe want ek wou terugkom by die huis en geloop. Sy vra vir my, is jy al terug? Dit was die eerste hardloop van my lewe wat ek kan onthou. En daarna in 11de klasse, as ons in die laerskool moes draf opvarm om goed te doen, dan het ek daarvan gehou om te voel, ek word nie eintlik moeg nie en ek kan al hoe vinniger gaan. En dit was later 'n kompetisie tussen my en my maatjies, maar ek wou eers dit klaar maak met die opwarming. So dis waar my hardloop vandaan kom. Okay, dis baie interessant. So, as jy kan terugdink, waar was jou eerste wedloop? Waar het jy vir die eerste keer gaan hardloop in jou lewe? My ma, ons het altyd saam gegaan landloop toe waar my broer gehardloop het. En dan toe my ma het my gesê, jy gaan ook volgende jaar hierso hardloop. En ek kon dit nooit dink nie. Ek het nie eintlik geweet van wedloop nie. So iewers in my laerskool, hier in graad 5 rond, het ek my eerste landloop toe nou gehardloop. En ek het baie daarvan gehou. Ek onthou die dennebolle en die goedjies waar getrap het, waar ons gehardloop het in die paadjie en so aan. Maar ek kan nie onthou presies hoe oud ek was. Presies my eerste wedloop. Okay. En sê vir my Mark, wat sal jy sê, hardloop is een aspek van 'n ou se lewe. Wat sal jy sê, wat het hardloop op, kom ons sê in jou hoërskoolloopbaan vir jou as human being beteken? Ja, hardloop het vir my, was my lewenstyl. Toe ek begin oefen het en begin hardloop het, was dit nie meer, daar was nie eens twyfel aan, ek het elke dag gaan oefen. Dit was vir my net so lekker, en later word jy so deel van 'n groep en die wedlope is maar deel van die hele hardloopstorie. So die oefen en die gereeld daar wees vir mekaar met spanmaats en so aan, dit was later so normaal vir my. En dit het ook vir my op die ou en laat besef, dis maar amper 'n coping meganisme in die lewe. Maar ek het nie toe ek klein was gedink aan dis my coping meganisme nie, ek het net gehardloop want dis waar ek gevoel het, ek hoor en daai moeg word en so net my laat goed voel en ek het energie gehad want ek het hard gewerk, was in al my opdragte en goed was ek ook maar hard werk op skool, in my klaswerk en my leerwerk en alles. So dit was maar net deel van my bestaan gewees met die hardloop en so. So sal jy sê, later het jy baie hoë hoogtes bereik in jou hardloop. Nou sal jy sê dit het oorgespoel na ander aspekte toe, of was dit maar net in jou menswees gesin? Dit het seker oorgespoel na my skoolwerk en alles toe. Maar ek dink dit was net so deel van alles, want ek wou altyd, ek het gehou van gedissiplineerd wees. En ek het in so 'n huis groot geword ook. Daar's dissipline, jy staan so laat op en jy gaan eet so laat ontbyt en jy gaan so laat skool toe en jy gaan terug en jy doen dit so. In die middag het ek soveel tyd dat ek my huiswerk kan doen, sodat ek weer betyds kan wees vir oefening en betyds vir aandete, na oefening, voor ek gaan slaap gaan nog my laaste goed doen. So dit was deel van my routine en dit was deel van gefokus en gecontroleerd en gedissiplineerd leef. Ja. En sê bietjie vir my, het jy die podcast wat ons doen, gaan amper oor meer die sielkundige aspek van die sport. So ek wil by jou hoor, jy was 'n natural wat jy was. En ek bedoel, ek het jou ontmoet deur middel van hardloop. Wat sal jy kan sê uit 'n sielkundige oogpunt? Hoe het dit jou, hoe kon jy die sielkundige gedeelte daarvan later implementeer in jou hardloop? Ja, ek moet sê,
het op skool niks gedink aan sielkundige voorbereiding en so aan nie. Maar met jou saam en oom Percy se goed, het ek besef wat die waarde van die hardloop voorberei, sielkundige alles, maar met die hardloop saam het ek ook besef hoeveel dit beteken vir my lewe, wanneer dit afgaan. Want met hardloop saam gaan jy op tye deur swaar tye, waar jy baie hard moet grind, diep moet grind, en wat jou laat besef in die lewe, jy kan nie dink nie, jy moet net doen. En as jy te veel in jou hardloop self ook, voor die tyd, voor die oefening, as jy hoor, wat gaan jy doen en hoeveel, en is warm en alles, dat jy moet besef, nie nou dink aan, oor hoeveel gaan ek moeg wees, en so in die bly net in die oomblik en doen. En dit ook maar met die lewe, as dit taf gaan in die lewe, jy gaan dit nie kan wegwens nie, jy moet maar net besef, jy moet dit kan hanteer, en in die oomblik bly, en go, so hard as wat jy kan, as jy uitvee, is dit verby. Eerder nou swaar kry, en na die tyd bly wees, jy het vastgebyt, as wat jy spyt is, jy het nie maar net vastgebyt en deurgedruk met harde opdragte en goed nie. Martie, omdat hardloop vir jou natuurlik gekom het, wat sal jy sê is 'n moeilike een? Wat was jou hardste tipe set wat jy in jou lewe gedoen het? My hardste set. Ek gaan maar eers 'n bietjie moet dink. Ek weet nie, vir my was niks was vir my so verskriklik erg nie. Ek kan nie nou aan een ding wat vir my die ergste was nie. As ek nou so dink, dan was dit maar my laaste oefening wat ek gedoen het. Soos nou die dag se 100s wat ons moes hardloop, dit was vir my verskriklik hard. Maar so het ek sekerlik al gevoel oor elke oefening wat ek gedoen het, dat dit hard was, want ek klim redelijk hard in en alles. Ja, so ek kan nie een uitsonder as ek nou so moet dink, dit is nou nogal 'n weird vraag, of 'n weird idee. Ja, Martie, ek dink ek ken jou baie goed, maar ek dink een van die goed wat jy doen, en 'n mens kan dit in jou handskrif ook sien, jy klim in die hede. Ek dink dit is vir jou, een van jou trademarks, maar jy praat nie baie oor goed nie, en dis hoekom ek hierdie podcast met jou wil hou, so ek moet jou forceer om aan die praat. So, die ander ding wat ek by jou wil hoor, kan jy dalk vir my jou grootste wedloop beskryf? My grootste wedloop, ek het 'n paar, maar my eerste regte grootste wedloop was toe ek in matriek was, met die 1005 op daai appelbyeenkoms. Ek dink dit was appel. Wat ons die vroeër die middag 800 gehad het. Ons is ingeskryf per skool, dis nou soos deesdae se top 20 en top 10 en goed, ja. So ek moes die 800 in 1005 hardloop en ek gaan oor die afsalpunte en die skool met die meeste punte het gewen. So ons het teen baie sterk atlete gehardloop, swak 800, nie swak 800 gehad nie, maar nie so goed soos wat jou pa wat my skoonpa's nou my afgerig het nie. Hy was my coach en hy was duidelik nie baie tevrede met my 800 uitslag nie. En dit was nie vrot nie, maar dit was nie goed nie. En toe het ek net daai aand toe ek die 800 die opwarming doen, gevoel ek beleef iets wat ek nog nie beleef het nie. Met my opwarming het ek so naby aan die Here gevoel toe ek daar bo op die wal hardloop. En ek het nie 'n sekond bang gewees nie. Ek was so in die oomblik. En van daar af, met die afgaan van die walle af daar by Jamestown, af baan toe en die hele wegspring en alles. Ek was net so in die oomblik. En ek kan niks onthou. Kan jy daar net vir ons sê, wat was jou vorige beste? Kan jy onthou? Ja, my vorige 1500 beste was 'n 4:46 en ek kon dit 2 jaar voor dit laas doen, eintlik. Ek het bietjie gesukkel op 'n stadium vasgehaak om deur te kom. En ek het onder 5 gehardloop daai jaar, maar nog nie so vinnig nie. So 4:46 was my PB. En toe ek daai dag hardloop,
toe weet ek, die meisie die 800 gewen het, is baie goed, Nicole Landman daai tyd. Sy het later Nicole Filler geword. Sy was baie goed. Sy het ons weggehaal op die 800, maar toe ons op die 300 kom, die laaste 300 toe weet ek, ons gaan 'n sprint finish hê. Want toe sy nog by haar op haar skouer, en ek onthou daai oomblik, ek was so, dit was net ongelooflik, so ontsettend ontspanne, en toe ons die laaste 100 meter hardloop, toe piek ek net. En dit was die wonderlikste wedloop. Toe ek klaar is, het ek 'n 4:32 gehardloop en dit het nie naaste by soos ek het gevoel, hoegenaamd nie. Ja, dit was my eerste lekker ene. En daar was al 'n paar, maar daai was die enigste een wat ek nou so spesifiek in detail alles onthou. Martie, jy het soos baie atlete, het jy op 'n stadium later in jou lewe, het jy marathons begin hardloop. Ek wil jy moet ons deurvat, ek dink dit was jou tweede marathon, dit was die Soweto marathon. Ek wil jy moet bietjie vir ons sê, wat het jy voor die tyd gedoen? En jy het al 'n klompie Suid-Afrikaanse titels ook gehardloop. So, likely, so daag jy net op en go, of sê bietjie met jou voor. Ja, ek het nogal die laaste paar jaar met al die sielkundige opleiding, goeders wat ons kry vir die hardloop, sielkundige voorbereiding, mental voorbereiding vir 'n wedloop, het ek dit nogal my eie begin maak. So ek het die hele leer begin aanhou met allerlei positiewe selfspraak goed en papiere wat ek gekry het by hom Persie en natuurlik met ons praatjies gehou het en so aan. So ek het net op 'n stadium 'n ding gekry wat mens leiding gee hoe om voor te berei sielkundig vir 'n marathon. En dit is baie ure se voorberei. Ek bedoel, dis vir 'n wedloop met baie ure in wat jy moet voorberei. En dis nie soos 'n 800 wat jy net 'n prentjie kan teken met 2 rondes en vir jouself sê op elke 100 wat gaan jy doen en hoe gaan jy dink en voel en so. So ek het besef ek moet 'n roete van die wedloop kry iewers en dan mooi kyk wat sê hulle, is dit opdraande, hoe lyk die oppervlak waarop jy hardloop. So ek het geweet hier's pebble stones en daar's opdraande en hy sou so lank aanhou en die mense sê altyd hier is baie mense wat vir jou kyk en jou ondersteun. So ek het daai hele wedloop vir myself gaan visueel sien. En ek het dit neergeskryf myself, waar ek my indink, nou staan ek tussen al die mense wat wegspring, dis nog vroeg, dis donker. Ek het myself probeer indink, met my sintuie wat beleef ek, sien ek, hoor ek en ruik ek en elke stukkie van die wedloop probeer om vir myself te dink, dit is hier waar ons die son gaan begin sien en dit gaan so wees, hier weet ek nou, dis my eerste deel van die wedloop, so ek gaan water vat en ek gaan 'n baie dry spilletjies kou, of ek gaan, en so het ek hele wedloop vir myself uitgewerk. En dan tot aan die einde waar ek vir myself gesê, dis 'n wonderlike gevoel, gaan oor die wedloop, wedlyn, wedstreep, en ja, so het ek die hele ding vir myself 'n paar keer gelees, want ek het hom neergeskryf, dit was 3-4 bladsye skryf. En dit was net ongelooflik hoe dit my gehelp het deur die wedloop. Dit was asof ek die hele tyd op paar is met dit wat ek myself voorgestel het. En aan die einde, daai finaal wat jy oor die wedstreep gaan en die gevoel wat ek gekry het, was so ongelooflik, so bekend, omdat ek dit so gevisualiseer het, maar juist dit het my eintlik so emosioneel gemaak, want dit was vir my fantasties. Ja, so wat dit betref was dit ook vir my 'n peak performance, maar dit was suiwer omdat ek myself mentally voorberei het. Dit was so 'n bevestiging van alles wat jy die hele tyd jou voorberei en dit werk vraggies uit. Ja, so was dit nie 'n ongelooflike vinnige tyd nie, was dit presies wat ek wou gedoen het, en dit was great. So visualisering was vir jou 'n groot anker op 'n stadium, en nog steeds. Nog steeds, ja. Ja. Hoorie Martie, en ek wil nie lank met die eerste een nou nie, maar wat sal jy sê, jy het nogal baie oefenkampe
Wat is die waarde van 'n oefenkamp? Oefenkamp is net die wonderlikste ding wat jy kan doen vir jouself as mens, vir jou lewe, vir jou hardloop, vir jou vasbyt in talle situasies, want dit is net seker die nommer 1 ding wat ek sal aanbeveel vir enige atleet wat iewers wil kom. Om vir 'n paar dae saam met mense te gaan, bietjie af te wyk van jou normale roetine, bietjie swaar te kry, bietjie ekstra moeite te doen, bietjie moeg te word, meer as ooit anders. Talle oefensessies deur te gaan wat jy wat nogal van jou vat, maar jy gaan so verryk terug. So as dit taaf gaan in my lewe, dan weet ek 'n kort oefenkamp. Dit is nodig om net bietjie te besef hoe die lewe voel, hoe die swaar voel en te besef jy kan daar deurkom en nuwe goed aan te pak en ja, so. Eintlik om terug te gaan basics toelaat. Basics is die beste ding. Ja, maar jou ervaring in Kenia, toe jy daar was, dalk ons sê. Sommer net jou persoonlike ervaring. Dit was verstommend vir my om te sien hoe baie Keniane hardloop, mense, nie net atlete nie, enige iemand. Voel vir my almal hardloop daar. Dit is iets wat jy doen as jy begin loop. Daai kleintjies wat daar op die stoep begin springtou spring, dan hulle so klein. Dit is net so 'n deel van hulle menswees, hardloop, soos vir ons verloop. Ons kinders is lui. Hulle wil nie meer doen as net stap van die kombuis af, sitkamer of kamer toe of so. Dis eintlik vir my so hartseer. Want daar wel, ek weet nie hoe dit nou daar nie, maar ek kan nie dink dit het verander nie. Dis 'n normale ding. Jy trek jou tekkies aan en jy gaan hardloop in die paaie en daai altitude is so hoog, maar hulle oefen en dis vir my fantasties om hulle so te sien. Ja, En die tipe mense, so vriendelik en jy voel so veilig. Daar waar ons was in Iten en dit was so waar was ons in gewees? Iten. Ja, dit was Iten. Ja, dis ongelooflik hoe almal jou aanvaar en aanmoedig en nie dink hulle kyk na mense wat wannabes is nie. Hulle aanvaar jou as deel en hulle dit was net baie. Martie, ons het in die week nogal iets ontdek wat jou weer baie positief gemaak het. Ek wil hê jy moet dit regtig met my deel, wat jy op jou toe ons gekyk het na jou VO2 Max, nie dit noem nie, maar sê bietjie wat sê hulle? Ja, ek het 'n Garmin horlosie as geskenk by 'n vriendin gekry en ek dink eers sy besef hoe groot geskenk dit was vir my nie, of is nie. En ek probeer nog al sy goedjies uitwerk en toe wys iemand vir my nou die dag, hoe kan jy sien hoe is jou VO2 Max en so aan. En ek kon nie glo, my foon wys vir my VO2 Max sit my in die top 1% van my geslag en my ouderdom en is superieur, dink ek. Dit is fantasties. Ek is nou so gemotiveerd, ek wil net oefen. Ja, Martie, was baie lekker om met jou te chat. Vreeslik. Ek kan net agterkom, jy is 'n geweldige dissipline persoon. En ek dink dis wat jou so suksesvol gemaak het. En nog steeds is. Baie dankie. Dankie, Sean.